Hi, goeiemôre. Geseënde nuwe jaar vir julle. Mag hierdie jaar vir ons almal baie lieflik wees en mag ons groei in ons geloof. En ek sien regtig uit na wat hierdie jaar van 2026 vir ons gaan voortbring. Ek het aan einde van hierdie jaar die Here vir my soveel mooi beloftes gegee en ek sal dit nog met julle deel. Ek is nie vandag hier nie. Soos julle kan sien is ek op die video. En die week wat kom gaan ek so 'n bietjie afsonder, maar ek sal Sondag wat kom met julle deel wat die Here op my hart lê vir hierdie jaar. Ons is besig met 2 Korintiërs en die gedeelte wat ek vandag gaan bedien is 2 Korintiërs 5 vers 11 tot 15. Dis regtig 'n gedeelte wat baie diep tot my gespreek het. En ek het tot nuwe insigte gekom oor sekere manier hoe ek myself gehandhaaf het. En dit is so wonderlik van die Here se woord is sy seëning is elke môre nuut. En die Here het my regtig so bedien. En dit wil ek graag aan julle bedien. Aan die einde van die bediening gaan Marcel 'n groepsbespreking lei. En ek wil regtig aanmoedig en daar's 'n gedeelte wat julle deur die week moet gaan deurwerk en dan gedeelte wat julle saam in die groep kan deurwerk. So ek gaan lees vers 11 en vers 14 van 2 Korintiërs 5. So 2 Korintiërs 5 vers 11 in die ou vertaling sê, omdat ons dan die Here vrees, of omdat ons dan die vrees van die Here ken, probeer ons om mense te oortuig. Maar voor God is openbaar, ons openbaar, en ek hoop om ook in julle gewetens openbaar te wees. En dan vers 14 wat sê, want die liefde van Christus dring ons. So Paulus praat hierso van 'n dryfkrag. Hoekom hy optree soos hy optree. En hierdie gedeelte is vir my spreek my so aan die liefde van Christus. Eerstens die liefde van Christus vir ons en dan natuurlik ons liefde vir hom, dit dring ons. Dis die dryfkrag. En dan verdedig Paulus hier sy integriteit. En dis die tema waar ek vanoggend met julle wil praat, is die bediening van integriteit. Dis iets wat vir ons almal baie belangrik is. En sonder integriteit staan of val ons bediening. Dit staan of val alles waarvoor ons staan. En ons almal weet hoeveel mense se integriteit het al gefaal en dit is iets wat jy nooit werklik terugkry nie. As jy integriteit verloor het om dit terug te kry is baie harde werk en dit vat soms jare. En dit is een area wat die vyand ons wil aanval. En hier praat Paulus van hoe verdedig jy dit? Ek het in 'n era groot geraak wat mens eintlik die omgewing wat eintlik vir ons gesê het as 'n Christen moet jy nie opstaan vir jouself nie. As mense jou aanval moet jy stil bly en mense gebruik die versie as iemand jou op die linkerwang slaan, draai jou regterhand. Regterwang. Maar hier staan Paulus op vir homself en daar's 'n groot verskil as iemand ons aanval of as iemand ons integriteit aanval. En dit is die tema van vanoggend, want sonder integriteit is daar geen geloofwaardigheid nie. En as ons nie geloofwaardig is nie, is ons nie vrugbaar in die koninkryk van God nie en kan ons nie God verheerlik nie. So kom ons begin om te kyk wat is integriteit. Integriteit is om onverdeeld te wees. Dit is dat ons innerlike optrede en ons uiterlike optrede dieselfde is. Dit beteken dit wat ons glo en dit wat ons bely is dieselfde. Dink aan woorde, eerlikheid, opregtheid, die woord huigelary is 'n woord wat ons in Afrikaans gebruik. Mense met dubbele agendas of geheime agendas. Ons almal was al gevang vir mense wat kom met 'n dubbel agenda of 'n geheime agenda. En die Afrikaans het 'n spreekwoord, hy het my gevang met 'n slap riem. Ons het al snaakse idiome in Afrikaans. Hy het my gevang met 'n slap riem. In elk geval. So
In die koninkryk van God is ons integriteit ononderhandelbaar. Want dit gee vir ons die gesag om met mense te praat. Want ons moet nie net die waarheid verkondig nie, ons moet dit ook leef. En dit is die uitdaging wat Jesus met die fariseërs gehad het. Hulle het nie integriteit gehad nie. Dit wat hulle verkondig het en dit wat hulle leef, was nie dieselfde nie. So die gebrek aan integriteit is 'n ernstige fout. Is 'n ernstige wat is dit? Ek sukkel met Afrikaans. It's got serious consequences. En dit is 'n ernstige geestelike oortreding. So as daar fout is met ons integriteit, dan kan ons nie dien as leiers in 'n geloofsgemeenskap nie. Ons sê you must be a man, 'n man wat onberispelik is. Daar moet nie probleem wees met sy integriteit nie. So ons sien die Bybelse voorbeelde van integriteit. En dit is baie interessant, die Bybelse voorbeeld. Die eerste een is natuurlik koning Salomo. Toe hy 'n jong man was, het hy vir die Here gesê, maar hy soek wysheid en insig. En sy hart was reg gewees en daarom het God vir hom mag en wealth, aardse besittings ook gegee, want sy hart was reg. Maar aan die einde het dit hom weggelei van God af. Maar toe hy jonk was, het die Here gesê, maar omdat hy so opreg is, en jy het gevra vir wysheid om my volk te regeer, sal ek vir jou die ander ook gee. Die ander voorbeeld is natuurlik Job. 'n uitsonderlike voorbeeld van iemand wat deur soveel lyding en deur soveel pyn is. En ons wat die boek Job lees, sien agter die skerms sit die duiwel, en die duiwel kom na die Here toe en hy daag as te ware vir God uit en sê, jy seën vir Job. So Here, okay, ek sal sy seën wegvat, en die Here vat sy besittings en sy kinders weg. En nog in alles het Job nie gesondig nie. En toe kom die duiwel weer na God toe en sê, ja, maar dis omdat hy hom seën met gesondheid. Vat sy gesondheid weg. Toe verloor Job sy gesondheid. Maar die Bybel sê, in dit alles het Job nie gesondig nie. Hy was 'n voorbeeld van 'n man van integriteit. 'n Voorbeeld van iemand wat in God geglo het, nie wat uit God uit kon kry nie, maar omdat God God is. Geweldige, belangrike les vir ons. En tot aan die einde het Job gesê, totdat ek sterf sal ek my integriteit nie laat vaar nie. En dan die ander voorbeeld is natuurlik koning Dawid. Ons lees hierso in Psalm 78, die laaste vers 72, praat van hoe Dawid, hy het eers die skape opgepas en hy was getrou en toe het God mense aan hom toe vertrou wat ook maar so skape was. En hy het hulle opgepas na die opregtheid van sy hart. Opregtheid, die integriteit van sy hart. Dat die mense opgepas. En hulle gelei met verstandige oorleg met sy hande, so met sy skills. Dit is die mooie daarvan, praat van twee belangrike goed. Praat van integriteit en dan verstandige oorleg, wat ons sal sê, insig, wysheid. En ons kan nie die een sonder die ander hê nie. Partykeer is 'n mens geweldig geseënd met talente en gawes, maar jy het nog nie die karakter nie. En dan faal jy. Partykeer het mens die karakter, maar jy het nie die skills nie. So ons het albei nodig. En as ons ouer raak, dan groei ons in albei. En dit is die pad wat die Here met elkeen van ons wil stap. God will never give a big assignment to a small character. En as ons dit verstaan, dan verstaan ons hoekom ons partykeer 'n pad van lyding of vorming plaasvind. Ons praat van lyding, maar lyding is eintlik God se manier om ons te stroop en ons karakter te voorskyn te bring. So God wil aan ons iets toevertrou, maar hy moet ons vorm dat ons gawes en ons talente align met ons integriteit. So, die valse leraars het Paulus beskuldig en ons het al daaroor gepraat. En interessant, mense val jou aan in areas waarin hulle self skuldig staan. Interessant, iemand wat 'n skelm is, sal altyd ander mense beskuldig van hulle skelm. Iemand wat oneerlik is, sal dink almal is oneerlik.
En Jesus praat van die voorbeeld, haal die balk uit jou eie oog uit, dan kan jy die splinter in iemand anders se oog te sien. So altyd was dieselfde, altyd was van hout gemaak. So dit wat groot in jou lewe is, sien jy klein dingetjies daarvan in iemand anders se lewe, vergelyk 'n balk met 'n splinter. So, kom ons kyk waarvan beskuldig hulle vir Paulus. Eerste een van vleeslike motiewe. Hulle sê maar hy het vleeslike motiewe, maar inteendeel, dis wat hulle het. Hulle wil die gemeente besteel, en al hoe hulle die gemeente kan steel, is hulle Paulus se karakter en sy integriteit kan afbreek. Is dit nie 'n tipiese voorbeeld van die politieke leiers nie? Ons sien dit so in die FSA, as die politieke leiers kompeteer vir die presidentskap, dan sal die een die ander een in die publiek afbreek. Dis eintlik, hy is so sleg, ek is 'n beter persoon. So al hoe ek my goedheid kan verwys, of kan bewys, is ek kan wys hoe sleg daai ou is. En dit is so, ons sien dit wat verkeerd is in ander mense se lewens, sien ons raak. So, hierdie valse aposters, hierdie valse leraars met wie Paulus gekompeteer het, of wat sy lewe vir hom moeilik gemaak het, eers hulle was vleeslik, hulle het 'n geheime agenda gehad, so hulle agenda was om die kerk oor te neem, om te steel, en om van Paulus ontslae te raak. Hulle het gelieg en gejok, hulle het dubbel agendas gehad, en daarom sê hulle hy dubbel agendas. Hulle was moreel korrup, en daarom beskuldig hulle hom van morele korrupsie. Hulle het gegaan om hulle self te verheerlik, om vir hulle self op 'n platform te sit, en hulle beskuldig vir Paulus, maar hy is 'n minderwaardige apostel. So alles wat hulle voorskuldig was, het hulle hom voor aangekla. Maar Paulus het homself verdedig, want dit is nie sy eer wat op die spel is nie. Want as hierdie dinge wat hulle van hom sê waar is, dan is die boodskap wat hy gebring het nie die waarheid nie. Want Paulus het 'n baie sterk lyn gehad, daar's 'n lyn tussen my lewe en my boodskap. Daar's nie 'n onderskeid tussen die twee nie. So, die boodskap wat ons verkondig is, die grootste boodskap is ons lewens, hoe ons lewe. Lang voordat mense die lewende woord of die woord van God lees hulle vir ons. Mense observeer, hulle kyk na ons. So Paulus staan op eerstens vir die waarheid. Dit wat hulle sê is 'n leuen, en hy expose die leuen. Tweedens, hy staan op vir die kerk. Dit wat hy staan en glo in die wese en die bestaan van die kerk, is die kerk verkondige boodskap, en as mense hom wat die kerk geplant het kan beskuldig, dan is die kerk wat geplant is ook nie die waarheid nie. En dan natuurlik die belangrikste een is die heerlikheid van God. En dis wat vir my belangrik is, waar ons vanoggend gaan stilstaan. Sodra ons integriteit val, is ons nie meer bruikbaar nie. So dis hoekom die vyand uit is om ons integriteit aan te val. En as ons nie bruikbaar is nie, kan ons nie vrugbaar wees nie. En as ons nie vrugbaar is nie, word God se naam geskend. So waarvoor Paulus opstaan is vir die naam van God. Hy staan op vir God. So die sleutelvers wat hy sê is, ons probeer mense oortuig. Die woordjie oortuig is nie dieselfde woord as om te evangeliseer, wat jy mense moet oortuig dat die boodskap die waarheid is nie. Dis nie wat hy probeer oortuig nie. Hy probeer die integriteit van die boodskap bewys. Die integriteit van die boodskap is sodat mense dit kan vertrou. So as die boodskapper onbetroubaar is, dan is die boodskap onbetroubaar. En hy sê, en hy staan op hiervoor, en hy sê, God ken my hart. Net vinnig terugbraai hier na 2 Korintiërs 5 toe. Maar voor God is openbaar. Maar voor God is ons openbaar, en ek hoop om ook in julle gewetens openbaar te wees. God ken ons harte. En daar's niks meer fout om te sê, God ken my hart nie. Dis nie om skynheilig te wees nie. As ons opreg is, sê, maar God ken my hart. Ons kan opstaan vir ons as ons integriteit aangeval word. God ken my hart, my gewete is skoon.
So, mens staan vir 'n skoon gewete, dis nie op grond van wat ons gewerk het nie, maar dis die krag van God wat werklik in ons lewens geopenbaar is. My gewete is skoon want ek is gewas met die bloed en ek lewe in lyn met die woord wat ek verkondig. En hy sê, julle weet wie ek is. Julle weet wie ek is. Luister na julle gewete. So baie duidelik sê hy, ek hoop om ook in julle gewetens geopenbaar te wees. Luister na julle gewetens. Dit slaan my, it blows my mind, die Engelse woord, dat mense wat jou integriteit ken, nog steeds 'n leuen kan glo. Dit wys net hoe kragtig is leuns. Paulus sê, maar luister na julle self. Luister na die gewete wat binne in julle is. Maak hierdie stemme, hierdie valse leraars wat hulle kloue in julle insit, hierdie wolwe wat kom met kaapklere wat julle wil vasgryp, wat julle wil wegtrek. Luister na julle harte, luister na julle gewete. Diep in 'n mens se hart ken jy die waarheid. Iets wat ons moet beoefen, daai 6de sintuig. Daai diepe onderskeiding wat ons nodig het, 'n gawe wat die Here vir sy geloofsgemeenskap gee. In elke geloofsgemeenskap gee hy iemand met onderskeiding. Luister na hulle, luister bietjie saam met my. Die interafhanklikheid wat ons as liggaam het, is so kragtig. So, hy sê hierso, die eerste rede waarop hy sy integriteit verdedig, is baie duidelik. Omdat ons dan die vrees van die Here ken. Die vrees van die Here. Omdat ons staan vir iets groter as onsself. En ons hoef nie te skroom nie, want ons staan nie vir onsself nie. Ons staan vir die een vir wie ons teenwoordig. Julle het nuus gekyk die laaste tyd en gesien, skielik is ambassadeurs weer belangrik. Daar was 'n tyd in die wêreld wat ambassadeurs nie so belangrik is nie, maar skielik, nou met wat in die wêreld gebeur, ambassadeurs staan op. Die Russiese ambassadeurs praat vir Rusland. Die Amerikaanse ambassadeur praat vir hulle lande. Hulle staan vir dit wat hulle land staan. Ons is ambassadeurs. En as die ambassadeur aangeval word, dan word die land aangeval. Ons is ambassadeurs en ons staan vir die waarheid. Ons staan vir die koninkryk van die lig. En die vyand wil ons aanval en ons integriteit aanval, sodat ons boodskap, die verteenwoordiging waarvoor ons staan in die wêreld, aangeval word. En daarom sê Paulus, omdat ons die vrees van die Here ken, probeer ons mense oortuig. So dit is die wortel van dit. As jy aangeval word, en ons die pad wat ons nou al amper 2 jaar stap, almal van julle was al aangeval. Aangeval op integriteit, aangeval op waarheid. En dis wat die vyand wil doen, is, as daar twyfel is in ons hart, dan twyfel ons vir wie ons is. Dit val die diepste vorm van ons wese aan. En as ons twyfel aan wie ons is, en as twyfel wie ons is, dan begin die vyand werk met ons. Onthou, al wat hy het is 'n leuen. Hy het geen krag nie. Hy het net die krag van die leuen. En soos die leuen glo, dan neem die leuen besit van ons lewens. Adam en Eva woon in die perfekte plek. Die duiwel lieg vir hulle. Het God werklik gesê? Dan begin hy twyfel. Het God nou gesê of het hy nou gesê nie? En die leuen word so sterk in Adam en Eva se lewe, dat hulle die leuen glo en hulle verkoop hulle eersgeboortereg. Dis al wat die vyand het. Hy het net die krag van 'n leuen. Die waarheid maak vry. Dis wat ons moet vashou. So vrees hierso, die vrees van die Here beteken nie om bang te wees vir God nie, maar dit beteken om God te eerbied, om in aanbidding voor hom te staan, om diepe respek en 'n heilige ontzag vir hom te hê. So as gevolg van ons ontzag vir wie God is, en die krag van dit wat hy ons toevertrou het, vir die boodskap wat hy ons toevertrou het, moet ons staan daarvoor. En dan hoef ons nie die tweede wang, of die ander wang te draai nie, want dit gaan nie hier oor ons nie, dit gaan oor vir wie ons opstaan. Dit gaan, die krag van die boodskap is op die spel, die eer van die koning is op die spel. So Paulus verdedig sy integriteit omdat hy God wil eer. God se eer is op die spel.
Nie my eer nie, God se eer is op die spel. En hy weet, hierdie aanval is 'n aanval dat hy God verkeerd verteenwoordig. So dit gaan oor wie hy het verteenwoordig. Hy verteenwoordig die lewende God, die boodskap van verlossing. En daarvoor staan hy vir sy integriteit. En hierdie staan vir die integriteit is 'n vorm en 'n daad van aanbidding. Deurdat hy staan vir die waarheid, bring hy God se eer, hy herstel God se eer, hy oortuig mense, hy beroep hulle op hulle gewete, want hy sê die liefde van Christus dring hom. Hulle toekoms is op die spel, God se toekoms in hulle lewens is op die spel. So dit wat op die spel is, die gewig daarvan, is geweldig. Die krag van die boodskap is op die spel. Hulle ewige bestemming is op die spel. En daarom sal Paulus nie toelaat dat God se eer gesteel word nie. So, hier het ons onderskeiding nodig. As ons aangeval word, of beledig word, of vals beskuldig word, terwille van die boodskap, dan moet ons opstaan daarvan. Want God se eer is op die spel. Het gaan nie oor selfverdediging of selfbeskerming nie. Het gaan oor God se verheerliking. So wat is die kernboodskap? Die kernboodskap is die fondasie van waarop ons geloof staan of val, is ons integriteit. Die geloofwaardigheid van ons boodskap hang van ons integriteit af. Dis 'n hoë roeping wat op ons rus. Ons lewe, dit hoe ons onsself, how do we conduct ourselves in the words of people, moet align met die boodskap. Ons is die boodskap. Ons is die inkarnasie van die boodskap. God het mens geword en so raak God mens deur ons en gaan die boodskap voort deur sy lewende stene. So God se eer is direk verbind aan die lewens van sy dienaars. Sonder integriteit is daar geen geestelike invloed nie. So ons invloed en die krag van die boodskap is op die spel. En elke gelowige dra God se naam in die wêreld. Dis nie net die leiers nie, almal. Ons het verskillende funksies in die liggaam en op 'n stadium is my funksie om leiding te neem en om die woord te bedien, maar dis my funksie in die liggaam. Elkeen van ons het 'n funksie in die liggaam. So die bediening van integriteit is nie volmaaktheid nie. En hier is die voorbeeld van Dawid so mooi. Dawid het sonde gepleeg en vir 'n tydperk in sy lewe was hy in denial. Maar die oomblik toe die profeet Nathan na hom toe kom en sê jy het gesondig, toe breek hy. Toe sê maar ek het gebreek en hy val voor sy aangesig voor God sê ek het teen u gesondig. Psalm 51. Teen u en teen u alleen het ek gesondig en hy breek voor God. As ons gekonfronteer word met die waarheid, gaan ons daarteen staan of gaan ons breek soos Dawid en sê maar dis die waarheid. En dis die mooiheid daarvan. Dis nie volmaaktheid nie. Dis 'n kondisie van ons hart om te buig voor God en te sê maar ek is eerlik, ek is deursigtig en ek gaan getrou bly. En as ek val, gaan ek weer opstaan. So Dawid sê tot aan die einde sal ek my integriteit nie laat vaar nie. Of dis Job sê dit. So want uiteindelik gaan dit oor ons naam nie, dit gaan oor God se naam. So dis die boodskap. Ons staan en ons moet ons mag ons integriteit verdedig. Ons moet dit verdedig. Dit is ons deel van ons opdrag. Ons hoef ons nie te beskaam nie. Ons is nie die vloerlappe van die wêreld nie. Dit wat ons voorstaan, het mense se ewige bestemming op die spel. So ons kan bold wees, ons mag ons integriteit, as iemand dit aanspreek, mag ons onsself verdedig. Ons moet dit verdedig. Ons moet mekaar se integriteit verdedig. Ons moet staan vir mekaar. Want as die duiwel ons integriteit kan aanval, dan val hy die boodskap aan. En as hy die boodskap aanval, val hy ons God aan. En ons God bring die waarheid en die waarheid maak ons vry. So, hoe pas ons dit toe? Hoe pas ons dit toe en wat is die oordenking? En dit gaan Marcel met julle deurgaan. Wees geseënd en sien julle volgende week.